Goeiemôre. Dit is maandagoggend, die 5de Januarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En die nuus, seker nou op almal se lippe, is natuurlik Operasie Absolute Resolve. Amerikaanse spesiale magte, die sogenaamde Delta groep, het dan suksesvol 'n strooptog in Venezuela in Caracas, die hoofstad, uitgevoer en 'n grypoperasie gedoen en die president van Venezuela en sy vrou gevang, afgevoer na Amerika toe waar hulle nou tereg sal staan op aanklagte van dwelmhandel en verskeie ander klagtes wat waarskynlik na vore sal kom. Nou hierdie operasie wat plaasgevind het, wat uit die Amerikaanse oogpunt uit hoogs suksesvol was, geen verliese van die troepe nie, geen helikopters is afgeskiet of enige iets in daardie lyn nie. Die lugverdedigingsstelsels van Venezuela was effektief geneutraliseer deur presisieaanvalle voor die tyd en hulle het dan vir Maduro gevang en afgevoer sonder enige verliese. Tog is daar agentskappe wat berig dat daar ongeveer 40 ongevalle was aan die Venezuela kant, wat insluit dan nou militêre personeel, maar daar word ook genoem van moontlike siviele persone wat in hierdie strooptog, hierdie grypoperasie wat plaasgevind het, dood is. Nou ja, daar's redelike onsekerheid wat tans in Venezuela geld. Niemand weet presies wie neem beheer oor nie. Op hierdie tydstip hoor 'n mens die visiepresident van Venezuela wat baie geleide maak, aankondigings maak, en Donald Trump wat sê dat Venezuela van nou af vorentoe deur Amerika aanvanklik bestuur gaan word. Maar hy sê ook dat die oppositieleier wat die Nobel Vredesprys gekry het, nie in staat is om die leier van Venezuela te wees nie, omdat, sê hy, die mense het geen respek vir daardie vrou nie. So nou sal ons moet sien wat vorentoe gaan gebeur en wat gaan uitspring. Mense moet onthou dat Venezuela het in die tyd van Hugo Chavez 'n kommunistiese staat geraak, nadat hulle eers die inwoners ontwapen het, en daarna het hulle al die Amerikaanse maatskappye uit die land uitgeskop. Hulle het die oliemaatskappye uitgeskop en al die Amerikaanse bates het hulle genasionaliseer, met ander woorde afgevat. En dit het natuurlik invloed gehad. Ons het dikwels vir Trump hoor sê dat hy soek die olie terug. Hulle soek hulle eiendom, hulle olie, Amerikaanse olie terug. Maar dit verwys juist na hierdie Amerikaanse bates waarop daar beslag gelê was toe Hugo Chavez aan bewind gekom het en Venezuela dan 'n kommunistiese land geword het. Nou weet 'n mens nie wat gaan uitspeel vorentoe nie, maar Maduro was nie baie gewild onder sy eie mense nie en ook nie eintlik internasionaal nie. As 'n mens na sy gesprekke luister, dan kan 'n mens vinnig verstaan dat hy nie eintlik op 'n staatsleier vlak is nie, maar dat dit ook 'n man is wat alles sal probeer om aan bewind te bly. Ons het gesien in die vorige verkiesing van 2019 hoe hy opgetree het. Hy het op die ou einde van die dag homself die oorwinnaar verklaar van die verkiesing en dat daar volgens hom baie bedrog was en dis hoekom die oppositie gewen het, maar uiteindelik het hy as president aangebly. Maar mense moet ook kyk na wat het hy 'n paar maal in sy lewe gedoen
soos onder andere hier waar mense oor en hier het hy letterlik die panservoertuie ingestuur in die skare in om hulle dood te ry. Dit het hy gedoen. So hy was nie 'n maklike ou nie. Hy het 'n eysterhand gehad, 'n eysterhand waarmee hy regeer het en ons sal die werklike gevolge eers op 'n baie later stadium sien. Nou as ons gaan kyk na die Monroe-doktrine in Amerika, die Monroe-doktrine wat bepaal het dat Amerika almal wat in die westigste gedeel van die wêreld bly, daar rondom die Amerika's, dat hulle moet almal pro-Amerikaans wees. Het ons verskeie kere in die verlede gesien dat daar 'n regime change, 'n regeringsverandering bewerkstellig is deur die Amerikaners. En 'n mens kan maar net gaan kyk, daar's 'n hele paar van hulle wat genoem kan word. In 1954 was dit Guatemala waar hulle ingemeng het in die Dominion Republiek, het hulle ingemeng in 1965 om 'n regeringsverandering teweeg te bring. In Chili in 1973 'n regeringsverandering teweeggebring. En dan weet ons ook van die pogings wat in Cuba in 1961 gebeur het met die Bay of Pigs inval, maar dit was onsuksesvol geweest. En in 1979 in Nicaragua was dit ook onsuksesvol geweest. Hier sien ons dus, is dit nou weer gedoen. En 'n ou moet jou al vra, is die Monroe-doktrine nou ten volle terug? Is dit waarop Trump sy Amerikaanse streekspolitiek gaan toepas? Want hy het ook waarskuwings gerig aan sekere ander leiers in onder andere Colombia en Mexico, waar hy dan sê, trap in julle spoor. Hier word 'n baie sterk boodskap gestuur. Hier word 'n boodskap gestuur na almal wat met Venezuela besigheid gedoen het, wat met hulle handel gedryf het, 'n baie sterk boodskap na die res van die wêreld uitgestuur. Maar hoe dit gaan lyk, is te vroeg om daaroor te besin. Ons sal moet sien wat spring uit oor die volgende paar dae. Daar is geweldig baie nuus daar buite wat die rondes doen en oor wat presies dan die toekoms van Maduro self is. Daar is hy nou op die skerm. Maduro, die pas ontvoerde president of gegrypte president, oud-president van Venezuela. Daar's baie in die sosiale media rondom Suid-Afrika en die hele feit dat Trump het 'n probleem met die regering in Suid-Afrika en daar's baie wat begin spekuleer rondom gaan die FSA dalk 'n soortgelyke aksie uitvoer in Suid-Afrika. Wat kan ons verwag? Maar ek wil net vir almal waarsku dat dit heeltemal te vroeg is om reeds die afleidings te maak van wat dit vir ons in Suid-Afrika kan inhou. Ek dink nie ons lê op die voorstoep van Amerika nie. Ons speel 'n belangrike rol wat die Kaapse Seeroete aanbetref. Dis waarskynlik die belangrikste rol wat ons speel. En dit is belangrik vir Amerika dat Suid-Afrika se buitelandse beleid in lyn is met die van Amerika. Ons sien egter dat Fikile Mabula, Pinocchio en hulle hele span is absoluut vasgevang op hulle huidige koers van pro-muisontlande dan aan te hang, soos onder andere Iran, Palestina, Hamas, ondersteuners en wat daarmee gepaard gaan. Ek dink nie sommer dat ons dieselfde tipe van Venezuela aksie in Suid-Afrika gaan waarneem nie.
dat daar wel 'n poging gaan wees om die huidige regering te verander, is 100% in lyn met Amerika se buitelandse beleid. So ons kan verwag dat iets gaan gebeur. Maar vir ons op die grond gaan dit presies dieselfde gevolge hê. Dit gaan steeds lei tot geweld. Dit gaan steeds lei tot absolute chaos waarbinne ons onsself moet kan beveilig. Hier, binne 12 ure nadat Maduro gegryp is in daardie operasie, Absolute Resolve, het mense reeds begin om winkels leeg te maak. Paniekaankope is gedoen. Jy sien dan ook hoe die apteke leeg raak van medisyne. Daar is berigte van plundering wat plaasvind, mense wat steel, omdat die situasie so krities op hierdie tydstip is. Oor die breë vlak egter is daar nog steeds beheer in Venezuela, is dit nie totale chaos tans nie, maar wat daar gaan uitkom in die volgende klompie dae is belangrik. Ek dink ons moet kennis neem van die feit hoe vinnig hierdie winkels leeg geraak het en hoe vinnig die apteke leeg geraak het, want dit sê vir ons dat in soortgelyke situasies in Suid-Afrika gaan ons winkels en ons apteke, ons brandstofstasies, al daai goed gaan vinnig leeg raak en dan sit ons met ons hande in ons hare as ons nie goed genoeg voorbereid is vir dit wat kom nie. Onthou, die wêreld het verander. Sedert begin van 2025 het die wêreld radikaal verander en is aan die verander. Ons sien moontlike burgeroorloë nou al hoe meer en meer dreig in Europa, wat na vore kom. Jy lees dit nie in die hoofstroom media nie. Daar word ook nie veel in die hoofstroom media gesê oor wat die werklike situasie is in die wêreld nie. Daar's 'n stryd oor wat regtig in Suid-Afrika aan die gang is en ons sien dan ook op sosiale media hoe almal mekaar aanpak hier in Suid-Afrika. Soos die een swart leser of kommentator kommentaar gelewer het op X, waarin hy sê, ja, die regse en Afrikaner element verwelkom Trump se optrede in Venezuela en hoop dat Trump presies dieselfde hier gaan doen, sodat daar ontslae geraak kan word van die ANC-regering. Maar waarsku, Trump gaan nie daar wees vir ewig nie. En dan sal ons weer die dinge regstel. Nou mense, ek dink nie so iets is wat in mense se gemoed noodwendig omgaan nie. Dat is mense wat wonder, wat hoop dat Amerika in 'n sekere mate hier betrokke sal maak, maar dit hang alles af van wie Amerika identifiseer om vorentoe die leiding in Suid-Afrika te vat. En dit is krities. En wat ons nie moet vergeet nie. As ons na hierdie hele operasie kyk wat in Venezuela plaasgevind het, hierdie operasie Absolute Resolve, dan moet ons oplet daarna dat die heel eerste plekke waar missiele getref het, is die militêre basisse, die militêre installasies, militêre vliegvelde en alles wat daarmee gepaard gaan. Sou so iets soortgelyk in Suid-Afrika gebeur, kan dit uit die aard van die saak 'n baie negatiewe aspek hê. Suid-Afrika kan nie vernietiging gaan bekostig verder as wat ons reeds beleef nie, maar net tyd sal leer oor wat ons kan verwag gaan hier uitspring. Maar dis nou genoeg vir vandag en ek sal julle op hoogte hou soos wat die dinge verander of daar nuwe nuus deurkom en 'n bietjie agter die skerms ook gaan kyk oor wat presies het daar in Venezuela gebeur, sodat ons op hoogte is, parallelle kan trek, maar veral versigtig optimisties te kan wees oor wat moontlik in Suid-Afrika kan gebeur. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie
In geval ek dit nog nie gesê het nie, geniet dit, sien julle môre weer, mooi loop.